Ok, ons kyk nou na die toepassing van oksidasiegetalle. So jy moet nou teen hierdie tyd reeds weet hoe om 'n oksidasiegetal toe te ken aan 'n enkele element of 'n enkele atoom. Jy moet weet wat oksidasie en reduksie beteken. En ons gaan nou uit 'n gebalanseerde vergelyking uit probeer identifiseer wat die oksidasie-halfreaksie is, die reduksie-halfreaksie is, die oksideermiddel is, die rediseermiddel is, en of dit actually 'n redoxreaksie is. Reg. So die eerste een wat ek gaan doen, begin byvoorbeeld 1, gaan so lyk. Kom ons vat sink reageer met HCl en vorm sinkkloried en waterstofgas. So daar is my gebalanseerde vergelyking. Nou is die vraag, identifiseer die oksidasiereaksie, reduksie-halfreaksie, oksideermiddel, rediseermiddel en of dit dan nou 'n redoxreaksie is. En om dit te doen, kyk ons na oksidasiegetalle. So ek gaan hier voor begin. Die sink se oksidasiegetal is 0, want hy is ongebonde, né? Chloor se oksidasiegetal is -1 en waterstof sal wees +1. Chloor aan hierdie kant is -1, daar's 2 van hom, so hy dra in totaal -2 by, wat beteken die sink moet wees +2 om dit uit te balanseer, en die waterstof sal 0 wees, want hy is ongebonde. En nou gaan kyk jy na verandering in oksidasiegetal teenoor die linker of die linkerkant teenoor die regterkant. So daarso gaan jy nou kyk na watter van hierdie stowwe se oksidasiegetalle het verander. So as ons gaan kyk na die sink eerstens, die sink het gegaan van 0 af na +2 toe. Hoe word iets meer positief? Deur elektrone af te gee. So dit sal my oksidasie-halfreaksie wees. So ek gaan dit nou sommer in blou doen. So daarso gaan ons van 0 af na +2 toe deur af te gee. Afgee is die oksidasie-halfreaksie. Die waterstof het gegaan van +1 af na 0 toe. Wat beteken hy was positief gelaai, hy het 'n tekort aan elektrone gehad en toe kry hy elektrone by en toe word sy oksidasiegetal 0. So hy het gegaan van +1 af na 0 toe, so dit is ons reduksie-halfreaksie. Nou reduksie beteken eintlik 'n afname in oksidasiegetal. In Engels is reduksie reduce. As jy gaan kyk na die getal, hy het van +1 af na 0 toe gegaan, dan het hy reduce. So die lading reduce, die oksidasiegetal reduce, alles neem af, maar onthou, dit beteken wins aan elektrone. Dit is nie 'n verlies nie. Reg? Net wanneer hy elektrone bykry, word hy meer negatief gelaai, omdat hy nou negativiteit opneem. Okay? So daarso het ons nou ons twee stowwe geïdentifiseer. So kom ons skryf net gou hierso my oksidasie-halfreaksie gaan wees. Sink gebalanseerd het geword Zn2+ deur 2 elektrone af te gee. En ons reduksie-halfreaksie was, ons het begin met 'n H+ ion en toe kry hy 'n elektron by en toe word hy 'n gewone waterstof wat gebalanseerd is. Nou onthou nou net ons 'n catch, waterstof is diatomies, wat beteken jy kry nie iets soos net 'n gewone H nie, dit moet 'n H2 wees, so ons moet als verdubbel. So ek het eintlik 2 H+ ione gehad wat elk 1 elektron opgeneem het en in totaal 2, sodat ek 2 gebalanseerde H's kan kry wat dan aan mekaar vassit. En daai oksidasiegetal van die H2 is mos 0. Onthou? Nou as jy hierdie gaan vergelyk met die boonste vergelyking, daar was net 1 sink, daar was net 1 Zn2+, daar was 2 H+ ione gewees en daar was 'n enkele H2 molekule. So as ons hierdie balanseer, die elektrone wat afgegee word en die elektrone wat opgeneem word, moet dieselfde aantal wees. Reg, een stof sal nie meer elektrone afgee as wat die ander een kan opneem nie. Okay, so jy moet daai elektrone balanseer vir die netto-ioniese vergelyking. So ek gaan net hierso dit vir jou byskryf. Ons netto-ioniese vergelyking sal dan nou wees, wat het eintlik gebeur? 'n Sink het gereageer met 2 H+ ione en toe maak hy 'n sink-ion en 'n H2 gasmolekule. Reg, so dit is eintlik wat gebeur het, die netto-selreaksie. Dan los ons die elektrone uit, solank die elektrone balanseer, is belangrik dat jy eers die elektrone balanseer voor jy dit kan doen. Okay. En wees ook net versigtig, baie onderwysers hou nie daarvan as jy oks of red skryf nie. Jy moet skryf oksidasie en reduksie en rediseermiddel en oksideermiddel. Dis fyn, doen dit so. Hulle moet jou goed merk, hulle maak die reëls. Ek leer jou net om dit reg te kry. Okay. So ons gaan van daar af op boontoe.
As ek nou vra, identifiseer vir my die rediseermiddel en die oksideermiddel. Onthou, die rediseermiddel is die een wat reduksie veroorsaak het. Die oksideermiddel is die een wat oksidasie veroorsaak het. So die een wat self oksideer, met ander woorde die sink, het gemaak dat die HCl rediseer. En dit maak hom my rediseermiddel, die sink. Terwyl die HCl is self gerediseer, maar dit beteken hy het eintlik veroorsaak dat die sink moet oksideer, so hy is eintlik 'n oksideermiddel vir die sink. Hy maak dat die sink oksideer. En dit maak hom my oksideermiddel. Weereens, jy gaan daai 10-1 moet uitskryf, né? OK. Kom ons kyk net na nog een. Die tweede een wat ek gaan doen, lyk 'n bietjie anders. 2pH3 reageer met 4 suurstowwe en maak 'n P2O5 en 3 waters. Vraag is, identifiseer oksidasie, reduksie, oksideermiddel, rediseermiddel. Reg, en skryf 'n netto sel reaksie neer. So stap 1 is gou-gou oksidasiegetalle. So waterstof is +1, daar's 3 van hulle wat beteken my fosfor moes wees -3. Reg? Suurstof is ongebonde, so hy is 0. Hierdie kant is suurstof -2, daar's 5 van hom, ek gaan dit net hier byskryf so. So daar is eintlik -10, so hierdie kant moes wees +10, maar dit bestaan uit 2 fosfors, so elkeen van hulle gaan +5 moet wees, sodat ek kan uitkom by +10. Soos ek sê, as hierdie vir jou 'n bietjie vinnig is, gaan kyk weer na die oksidasiegetalle video. Jy moet hierdie so vinnig kan doen, reg? Hierdie kant suurstof is -2, waterstof gaan wees +1. Nou soek ons vir verandering. So ek kan sien dat die fosfor het gegaan van -3 af na +5 toe. Met ander woorde, hy word meer positief. Hoe word iets meer positief? Deur elektrone af te gee. So dis my oksidasie-halfreaksie. Dan soek ons iets wat meer negatief geword het. Nou die waterstof is +1 aan die kant en hy's ook +1 aan daai kant. So dit is nie die waterstof nie. Die suurstof gaan van 0 af na -2 toe daar, as ook -2 toe daar. Dit maak nie saak nie. Solank hy iewers verander, kan jy hom klassifiseer as oksidasie of reduksie. So daarso gaan ons sê 0 gaan na -2 toe sommer daar agter en dit gaan dan my reduksie-halfreaksie wees. Wins aan elektrone maak hom meer negatief, né? So wanneer ek nou die twee vergelykings gaan skryf, my oksidasie-halfreaksie, gaan ons sê ons begin met 'n P3- ion en dan word hy 'n P5+ ion deur 8 elektrone af te gee. Onthou van -3 af na +5 toe is 8. So hy gee 8 elektrone af en dan my reduksie-halfreaksie was die suurstof gewees. Ons het begin met gebalanseerde suurstof en toe neem hy 2 elektrone op om in die proses 'n O2- te word. Maar nou presies dieselfde, hierdie ding moet diatomies wees, so ek verdubbel daai moet dan eintlik 4 elektrone word, sodat ek 2 suurstof-ione kan uitkry. OK, en nou om hierdie elektrone te balanseer, gaan jy sien, hierso is 8 en daarso is 4. So hierdie reaksie gaan dubbeld moet plaasvind, of 1 keer kan plaasvind, as hierdie een dubbeld plaasvind. Maar as jy kyk na die balansering daarbo, sal jy sien, daar was 2 fosfors, so hierdie ding het dubbel plaasvind, so is eintlik 16 elektrone, nie? En dit beteken hierdie een gaan 4 keer moet plaasvind, so ons gaan opeindig met 4 x 2 is 8 suurstof-ione, en as jy hulle gaan tel, gaan jy sien daar is 5, en daar is nog 3, so dit is 8. So jou netto vergelyking, as ek dit dan nou net so onder mekaar gaan skryf, kan jy aflei uit daai uit. Jy hoef nie te worry regtig om die elektrone so seer te probeer balanseer nie, want as jou vergelyking gebalanseer is, dan sê dit klaar vir jou wat plaasgevind het. Reg. So jy weet jy gaan 2 van hierdie nodig hê, so ek gaan net sê, in algeheel het ons eintlik 2 P3- ione gehad, reg, en ons weet ons het gereageer met 4 suurstowwe, so daai reaksie het 4 keer plaasgevind, so 4 O2's, gee toe vir my, as daai in dubbeld plaasvind, onthou daar is mos nou 2, dan kry ek 2 P5+'e, en aan die ander kant, hierdie het 4 keer plaasgevind, so ek kry 8 O2-. En dan is dit sonder die elektrone, en dan is hy perfek mooi gebalanseerd. Reg. Nou hierdie een kan vereenvoudig. Ek kan mos regdeur eintlik gaan deel met 'n 2, soos as ek daai 4 net 'n 8 gemaak het. Maar dan sou dit nie vergelyk het met die gebalanseerde vergelyking daarbo nie. Omdat daar meer as een posisie is waar die O's vorm, is dit hoekom ek eintlik 8 O's of 8 O2- ione vorm, want ek soek 5 daar en ek soek 3 daar agter. OK. Dan wil ek net gaan nog 'n laaste doen. Die vraag is
bepaal met behulp van oksidasiegetalle of dit 'n redoksreaksie is. So die voorbeeld lyk so. Bariumkloried reageer met swaalsuur, maak bariumsulfaat en soutsuur. So nou, as ek gaan kyk na daai vergelyking, chloor is -1, so barium is +2. Daar is splitte kom, so waterstof is +1 elk, suurstof is -2, 4 van hulle is -8, en ek wil hê daar moet -2 oorbly vir die sulfaat, en daar is SO4 2-, so swaal gaan moet wees +6. Selfde hierso, barium gaan +2 wees, suurstof gaan -2 wees, 4 van hulle is -8, en om 'n -2 oor te los beteken swaal is +6. En hierdie kant chloor is -1 en waterstof is +1. So as ek nou kyk na daai oksidasiegetalle, kan jy sien niks het verander nie. Die barium het +2 gebly, die chloor het -1 gebly, die waterstof het +1 gebly en die swaal het +6 gebly en die suurstof is aan weerskante -2. So daar's geen verandering in oksidasiegetalle nie. Dit beteken hierdie is nie 'n redoksreaksie nie. So as hulle jou vra identifiseer of stel vas of dit 'n redoksreaksie is of nie, dan doen jy oksidasiegetalle en jy kyk vir verandering. Nou onthou nou ook net, wanneer daar 'n oksidasiereaksie is dit nie genoeg nie. Daar moet oksidasie sowel as reduksie plaasvind vir dit om te klassifiseer as redoks. Jy moet reduksie en oksidasie. So daar kan byvoorbeeld 'n element wees wat net reduksie ondergaan of een wees wat net oksidasie ondergaan. Maar dan is dit nie genoeg nie. Beide moet plaasvind, want die een wat afgee, die oksidasie, moet vir die een gee wat opneem vir die reduksie om geklassifiseer te word as redoks. So jy moet soek vir beide van daai. En dis dit.